Die Tshwane Metro het private watertankwaandienste opgeskort weens 'n begrotingstekort. Die Metro het besluit om sy maandelikse besteding aan watertankwaans met ongeveer R12 miljoen per maand te verminder om korrupsie en buitensporige fakturering deur private kontrakteurs te sluit. Vir die opposisie se mening praat ons nou met die Vryheidsfront Plus se caucusleier in die Tshwane Metro, Grandi Tennyson. Grandi, welkom terug, goeiemôre. Goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid. Hoe het die Tshwane Metro bepaal dat 'n vermindering van R12 miljoen per maand moontlik is, sonder om tankwaandienste heeltemal te staak? Want ek verstaan hulle is nog steeds bedrywig waar dit benodig word in informele nedersettings. Dis korrek. Hulle het nie uit vrye wil dit verminder nie. Dit is doeteenvoudige kwessie, daar is nie meer geld om die watertankwaans in alle gebiede waar dit nodig is te ontplooi nie. So hulle fokus slegs op die informele gedeelte. En ek weet byvoorbeeld 'n plek soos Rooiwal waar daar groot probleme is, daar's 'n klomp plase wat afhanklik is van watertankwaans en hulle word nou gesnoep in hierdie proses. So die kastige befondste begroting is toe nou nie so befonds soos wat ons gedink het nie. Die Metro noem opgeblaaste fakture van kontrakteurs as die hoofrede vir die besnoeiings. Jy sê nou natuurlik daar is eenvoudig net die begroting nie, maar in die tussentyd, hoeveel kontrakte met die diensverskaffers is nou al opgeskort? Wel, nou my beste wete het hulle dit verminder van 175 na 100 iets in die 40 toe kontrakteurs. En dit is maar die gevolg van SEB, waar daar buitensporige bedrag gefaktureer word. In die verlede, in die piektyd toe baie gebruik was, dink ek was dit so tussen 100 en 120.000 rand per tankwa per maand. So van maak maar die som om te kyk, hoe lank is dit volhoubaar? Ja, jammer vir die onkunde, maar wat is SEB? Swart ekonomiese bemagtiging. Reg, goed. Die feit dat hierdie opgeblaaste fakture uitgestuur is, betaal is, sê vir my dat die auditmateriaals net nie gewerk het nie. Het hulle verduidelik hoekom? Wel, nee, ek dink dit gaan ook uitkom in die Madlanga kommissie, soos ons nou reeds die afgelope week sien hoe dit ten aansien van die sekuriteitstender is. En die ander groot tender waarby mense wat gekonnekteer is aan die regte politici, het hierdie tenders ontvang vir watertankwaans. So dan wil ek net ook klarigheid kry, want sekere berigte sê die dienste, die watertankdienste in die voorstede sal nou vir die volgende 3 maande opgeskort word. Ander berigte sê dis tot en met die einde van die jaar. Wat sê jou inligting? Wel, dit is 3 maande of tot die einde van die finansiële jaar. Wat Junie eindig. So dis April, Mei, Junie. Dis 3 maande. Daar sê. Nou, wat gaan julle volgende doen as die Vryheidsfront Plus hieroor? Wel, ons bly aandring op die audit van daai tenders wat toegeken is en dan is die MFMA, die munisipale finansiële bestuurswetgewing, baie duidelik. Waar daar onreëlmatighede is, moet die geld verhaal word. Die enigste probleem wat ons het, is ons kan dit nie soos in 'n week of 2 of 3 doen nie. Dis 'n proses wat gevolg moet word en ons sal deur middel van die openbare rekeningkomitee aandring op hierdie verslae en dan sal ons verder aandring op die verhaling van die geld van ongeldige tenderaars. Grandi Tennyson is die Vryheidsfront Plus se caucusleier in die Tshwane Metro.